Ek wil graag vanmôre die woord van die Here met u deel. In aanleiding tot dit wat ons onsself in bevind. Hierdie tyd van die jaar, soos ek nou net genoem het, beweeg ons in Pasga in, Paasfees, waar ons Jesus se kruisdood vier en ook waar hy opgestaan het en die dood oorwin het. Ons as bruid van Christus het 'n baie groot voorreg om Jesus as ons bruidegom te kan hê. Hy is die perfekte, skoon, rein, heilige, volmaakte bruidegom wat vir ons die weg kom baan het. En in voorbereiding tot Pasga wil ek vanoggend so 'n bietjie met u gesels oor ons verhouding met Jesus. Maar ek wil dit fokus op ons geestelike verhouding, met ander woorde ons geestelike huwelik, wat ons as bruid met die bruidegom het. En dis natuurlik gefokus op 'n goddelike, soewereine wyse. Ons as 'n geestelike bruid en Jesus as die bruidegom. En dan wil ek ook dit so 'n bietjie vergelyk met ons huwelike vandag. Ek glo dat daar's 'n groot aanslag teen baie huwelike vandag. As daar iets is wat Satan kan verbreek en kan vernietig, dan is dit huwelike, dan is dit verhouding tussen pa en ma, tussen man en vrou. Want as hy die huwelik kan breek, dan weet hy het hy 'n ingang, 'n oop deur tot die kinders en tot die familie. En daarom probeer hy om oneenheid te skep tussen man en vrou in die huwelik. En Jesus is ons beste voorbeeld van hoe 'n bruilof moet plaasvind, hoe 'n huwelik moet wees en hoe die optrede van die bruidegom is teenoor die bruid. So ek wil vanmôre so 'n bietjie daarop fokus en met u gesels. Blaai saam met my in die Bybel na Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 23. Ons gaan lees uit Efesiërs hoofstuk 5 en dit dan van daar af uitrol. Efesiërs hoofstuk 5 vers 23. Hy lees soos volg. Hy sê, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof van die gemeente is. En hy is die verlosser van die liggaam. Kosbare woorde. Vers 24 sê, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. So weer eens Jesus die voorbeeld vir u en my. En dan vers 25 sê, manne, julle moet julle eie vrou lief hê. Boeta, onderstreep gou hierdie gedeelte in jou Bybel. Hy sê daar, soos Christus, is hy gehighlight maal 10. Hy sê, soos Christus ook die gemeente lief het, of gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Soos wat Jesus die gemeente lief het, so moet ek lief hê. Hoe het Jesus die gemeente lief? Ons het nou net die liefdesverbondsmaal gevier. Hy het sy lewe gegee vir sy bruid. En dan vers 26, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Vers 27, sodat hy die gemeente voor hom kon stel. So Jesus doen al hierdie dinge om die gemeente voor hom te stel, hoor mooi, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of enige, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So Jesus sê, hy het gekom om vir ons te verenig, om ons te versoen met God die Vader, te herenig. Hy sê, en ek het gesterf dat die bruid skoon, rein, heilig voor hom kan lewe, sonder gebrek. Dit is die verhouding wat Jesus met ons wil hê. Maar geestelik glo ek, is dit ook wat Jesus vir elke huwelik wil hê. Dat elke huwelik sal skoon en rein, sonder gebrek, sonder tekortkominge, in Christus Jesus sal wees. Nou sit daar vanmôre van ons hier wat nie getroud is nie. Dit beteken nie, jy moet nou afdous en vergeet nie. Beteken nie, jy moet nie luister nie. Beteken, hoor nog steeds, want jy die voorreg om dinge reg te doen, dat wanneer jy eendag trou, jy weet wat God se vereiste is vir ons huwelik en vir ons lewe. Amen. Paasfees en Pasga is vir my 'n
baie mooi voorbeeld. 'n Herinnering van ongeag of ons huwelike, ons drome en selfs ons geloof dalk dood mag lyk. Hoekom sê ek dit? Want deur Pasga, deur Paasfees, deur dit wat Jesus kom doen het, kan God weer nuwe lewe bring in elkeen van daai areas. Alhoewel Jesus gesterf het, het hy die dood oorwin en hy het opgestaan en hy lewe. En baie maal voel dit vir ons dat ons verhoudinge, ons drome, dit wat ons deurgaan, is besig om dood te gaan, daar gebeur net niks, maar as ek en u vandag Jesus toelaat, kan hy weer nuwe lewe in daardie lewe, in daai huwelik, in daai verhouding, in daai situasie waar jy hulp nodig het, inblaas. Daardie dag toe God Adam gevorm het uit die stof van die aarde, uit die grond, nadat hy hom gevorm het, het hy lewe ingeblaas in Adam in. En daai lewe word genoem die Ruach, the breath of God. Dis die asem van God. So daar is niks wat God nie kan lewend maak nie. Vandag voel ons dalk hopeloos. Vandag bly ons dalk by mekaar ter wille van die kinders. Vandag sê ons maar, ag, ons gaan maar net aan. Ek wil vir jou sê, God is by magte om nuwe lewe in te asem en dit wat dood lyk, lewend te maak as gevolg van Jesus Christus. Om Jesus te volg as verlosser en saligmaker. Om ons lewe in te plaas waar ons hom volg. Gaan nie net oor 'n klomp wette en 'n klomp reëls wat ek en u moet gehoorsaam nie. Om Jesus te volg beteken, ek het 'n persoonlike verhouding met hom. En ek lewe my lewe toegewy aan hom as my bruidegom. Met ander woorde, Here, my alles, in my alles, met my alles, probeer ek, streef ek, om toegewyd tot u te lewe. 'n Verhouding praat tog van relationship, fellowship, wat moet plaasvind. As ons praat van 'n huwelik, dan moet daar 'n koneksie wees tussen man en vrou. Baie hartseer in die ou dae en in sekere kulture vandag, nog steeds noem hulle arranged marriages, pre-arranged marriages, waar die pa en die ma besluit met wie trou die dogter en die seun. Nie die voorreg om self te ontdek of is daar liefde, hou ek van hierdie persoon, gaan ons gel nie, nee, pa sê jy trou met daai ou se dogter en dis hoe dit is. Ek en jy het die voorreg en die eer om te kan kies vir onsself, gaan ons in verhouding met Jesus wees of nie. Hy sê jou nooit forceer nie, maar hy gee ons 'n geleentheid. Dis baie belangrik vir u en my om te weet dat Jesus ons fondament moet wees. Die fondament van ons huwelik, die fondament van ons lewe, die fondament van ons verhoudinge met mekaar. As Jesus die middelpunt is waarom alles draai, dan sal alles sy doel bereik, soos wat dit moet bereik. Maar as Jesus nie die middelpunt is nie, dan kan ek en jy maar doen wat ons wil. Jy kan die beste sielkundige huwelikstools gebruik om jou huwelik te wil laat werk. Jy kan die beste pastorale hulp hê wat daar op die mark mag wees. Jy kan doen wat jy wil as Jesus nie die middelpunt is en die senterpunt waarom alles beweeg nie, gaan ons nooit ware geluk en liefde kan vind nie, want dis alleenlik te vind in hom. Ons sal wel geluk en liefde vind, tydelik, maar dit gaan verby. Maar wanneer Jesus die middelpunt is waarom alles draai, dan is daar iets wat ons by mekaar hou. Dan is daar iets wat vir ons hoop gee. Dan is daar iets wat vir ons te midde van aanslae sê, hou vas, staan vas, ek is met jou. Dit is Jesus ons God. Ek glo, wanneer ons praat van verhoudinge en huwelike, as ons praat van goddelike huwelike, dan moet ons lewe oopstel vir die Here. En sê, Here, kom leer ons, kom wys ons. Kom wys ons u voorbeeld. Kom wys vir ons die weg waarin
ons moet stap. En ek het so 'n bietjie gaan kyk na Paasfees en Pasga, en daar is so baie dinge wat Jesus vir ons uitbring in Paasfees. Hy wat dit kom volmaak het, maar ek wil vanmôre fokus op 4 punte, wat ek dink baie belangrik is vir u en vir my. En as ons 'n goddelike huwelik wil hê, met ons huweliksmaats, maar ook met ons God, regte verhouding wil hê, dinge waarop ons moet fokus. En die eerste beginsel wat ek graag met u wil deel, wat Jesus vir ons uitbeeld in Pasga, is onvoorwaardelike liefde. Sê gou saam met my, onvoorwaardelike liefde. Onvoorwaardelike liefde. Jy sien my boeta, my sussie, Jesus het die ultimate opoffering gedoen aan die kruis van Golgotha, omdat hy ons liefhet. Omdat die Vader ons liefhet. Liefde is nie altyd net daai butterfly feeling wat jy in jou maag kry as jy jou cherry vir die eerste keer in die oë kyk nie. Liefde is nie daai gevoel wat jy kry as hy in jou hand vat nie. Kan jy onthou as hy daai eerste briefie geskryf het en eerste mix-it boodskap en toe sit 'n WhatsApp en toe jy kan nie gou genoeg by die kantoor uitstap om jou boodskap te lees of te sien nie. Ek het nooit geweet dat 'n telefoon oproep vir 3 ure kan aanhou nie. Vra 'n tiener wat verlief is, hulle kry dit reg. Kan jy daai gevoel onthou? Wel, liefde is nie dit nie. Dis verliefdheid. En partykeer verwar ons verliefdheid met liefde. My oupa het altyd gesê, verliefdheid maak jou blind, en trou is die bril. Ek wil nie dit herhaal in die kerk nie, maar ek het nou net, nee. Jy sien, dis meer as wat ek voel, hoe iemand my laat voel, of wat hulle doen om my gelukkig te maak. Dis nie liefde aan 'n skakelaar gekoppel, wat ek afsit of nie. As ouer het ek my kinders lief, amen. Maak nie saak wat hulle doen nie, ek bly lief vir hulle. Ek like hulle nie altyd nie, maar ek is lief vir hulle. My liefde verander nie. En dis hoekom ek hulle tugtig, dis hoekom ek met hulle praat, dis hoekom ek met hulle deel. Hoekom? Want ek is lief vir hulle en ek wil hê dit moet goed gaan met hulle. Dis ware liefde. Nie hoe jy my laat voel nie. En wat sê Jesus? Hy sê, Vader, ek sal gaan en ek sal u liefde vir hulle openbaar. En dit deur Pasga. Onthou, hy het gesterf vir mense wat hom nie geken het nie. Mense wat hom nog nie lief het nie. Mense wat nie weet van hom nie. Vir 'n bruid, 'n toekomstige bruid, wat nog nie eers verlief is op hom nie. En hy sê, ek sal gaan sterf. Wat 'n groter liefde is dit, as iemand om te sterf vir sy vyande. Dink gou daaraan. Sal jy sterf vir jou vyand? Dis nie so 'n maklike antwoord om te gee nie. Blaai saam met my in die Bybel na 1 Johannes hoofstuk 4 van vers 15. Jesus sê, Here, ek sal kom en ek sal u liefde aan hulle openbaar, omdat u hulle eerste lief gehad het. 1 Johannes 4 van vers 15. Hy lees soos volg, hy sê, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Wat 'n powerful stelling. Ons het dit nou net gelees ook met die liefdesverbondsmaal. Vers 16 sê, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. Sê gou saam met my, God is liefde. Beteken dit hy staan gereed om jou te slaan, om jou te straf as jy iets verkeerd gedoen het? Nee. Maar ons word groot partykeer met 'n prentjie dat God sit op sy troon en hy kyk net waar ons sonde doen sodat hy ons kan zap met 'n weerligstraal. Wie van julle is ook bang daarvoor gewees as 'n kind? En miskien was dit ons ouers wat ons bang gemaak het met Jesus. Pas op, die Here gaan jou straf, jy gaan hel toe gaan. In plaas van, my kind, pas op, gaan hemel toe, doen die regte dinge. Jesus is lief vir jou. As ek my ma skrik gemaak het en sy het gegil, dan sê, hierdie ene gaan op jou boekie, hoor. Asof Jesus 'n boekie het om al ons sonde op te skryf. Hy is lief vir ons, God is liefde. Voor ons aangaan, sê gou saam met my, God is liefde.
Wie is God? Hy is liefde, amen. Hy sê daar, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde vers 17 by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Wat gebeur daardie dag met oordeelsdag? Oordeelsdag verwys na die gebeurtenis met die wit troon oordeel wat gaan plaasvind. Na die wegraping, na die 7 jaar verdrukking, gaan Jesus op die troon sit, en die woord van God sê, hy gaan veroordeel, die wie hom nie aanvaar het as verlosser en saligmaker nie. Dis waar die skeiding van die skape en die bokke gaan plaasvind. Dis daar waar die wat vir Jesus geleef het, saam met hom, die ewige lewe inbeweeg, en die wat nie saam met hom geleef het nie, kies om hel toe te gaan. Onthou, Jesus stuur jou nie hel toe nie. Jesus het jou lief en hy wil nie hê jy moet hel toe gaan nie. Jy maak 'n keuse om hel toe te gaan. Want hy sê vir jou, kies die lewe, kies die dood. En my keuse stuur my hel toe. So al wat Jesus gaan doen is hy, kyk na jou lewe, dis wat jy gekies het. Alright? Maar met daai oordeelsdag, nou sê hy het ons so lief dat ons met vrymoedigheid in die oordeelsdag kan staan met die wete, ons gaan nie hel toe nie. Daar's nie vir ons veroordeling nie. Inteendeel, vir die in Christus sê hy, daar's 'n beloning wat plaasvind. Hy gaan ons beloon met krone van verheerliking. Amen. So daar's 2 lyne, as ek dit so kan stel. Een gaan na die verderf, en die wat dit gekies het, gaan soontoe, en dan die gaan beloon word met krone van verheerliking. Hy sê, nou kan ons met vrymoedigheid staan. Hoe voel dit partykeer as jy onseker is van jouself? Hoe voel dit partykeer as jy voor mense moet praat en jy het nie vrymoedigheid nie? Jy weet nie wat om te doen met jou hande nie. Jy hakkel, jy het jou hele speech voorberei, vra vir Roan. En as jy die mic vashou, dan is dit verby en is klaar. Voordat jy jou mind opgemaak het, is dit verby. Want jy voel onseker, maar wat sê Jesus? Hy sê, ek gee vir jou liefde, ek is liefde, en jy sal sekerheid hê wanneer ek jou kom haal. Is dit nie 'n voorreg en 'n eer nie? Amen. Vers 18 sê, kom ons lees dit, hy sê, daar's geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief. Highlight vers 19. Hoekom? Omdat hy as God ons eerste lief gehad het. Jy sien, ons sê partykeer ons kies God. Maar ons kies hom nie, hy het ons gekies. Indirek het hy ons uitverkies. Hy het ons gevorm. Die woord van die Here sê, as God Jesus nie openbaar nie, sal niemand hom kan ken nie. Hy trek ons nader aan hom met sy liefde. Nou het ons nou gelees, Efesiërs 5 vers 25, hy sê, manne, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en daarvoor gegee het. Soos wat Jesus ons voorbeeld is, my boetie, so moet ek en jy vir ons vrouens wees. Ons moet hulle lief hê met die liefde van God. Nie wat ons kan kry nie, nie wat hulle vir ons kan doen nie, nie hoe hulle ons laat voel nie, maar vir wie hulle is en vir wie God in hulle is vir ons. Ons het hulle lief, nie as gevolg van nie. Amen. Ons het hulle lief te midde van alles. Liefde stap die ekstra tree. Liefde vergewe. Liefde spreek vry. Liefde gee eerder as om te ontvang. Dis die liefde, die voorbeeld wat Jesus vir ons is. Die tweede beginsel wat ek graag met u wil deel, wat Jesus vir ons kom openbaar, deur sy voorbeeld, deur die Pasga, en dit wat hy vir ons kom lewe het, en ek moet dit in Engels noem, is to have a servant heart. Om 'n diensbare hart te wees, te hê, om 'n diensknegt te wees. Hoor gou mooi, die Seun van God, ons verlosser, die God wie ons dien, is werd om aanbid te word. Is werd om verheerlik te word.
verdien dit om aanbid te word en om verheerlik te word. Maar tog het hy vlees geword. Tog het hy gekies om onder ons te kom lewe, sodat ons gered kan word. Die ultimate voorbeeld van 'n dienskneg. Ek praat nie van 'n slaaf nie. Baie keer as ons praat van diensknegte, dan sien ons die prentjie van 'n slaaf. 'n Slaaf behoort aan iemand anders en al sy regte, al sy voordele, alles wat hom toekom word van hom gestrip en hy moet vir daai ou werk as sy slaaf. Sy eienaar is sy baas. Die verhouding wat ons met Jesus Christus het, sê hy, ek gee jou alles wat jy nodig het. Jy kies. Daar's lewe. Kies die lewe. Ek gee jou 'n geleentheid om te kies. In ander woorde, diensbare hart. Jesus kom en hy sê, Vader, ek sal kom dien. Ek sal vir die mense die weg kom wys. Ek sal hulle voete kom was. Kyk wat het Jesus gedoen met sy disippels. Hy het voor hulle gebuig, nie om hulle te aanbid nie. Hy het homself verootmoedig. Hy het hulle voete gewas en droog gemaak as 'n dienskneg. Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, ek het gekom om te dien. In baie verhoudinge gaan dit oor, wat kan jy vir my doen? Wat kan jy vir my gee? Jesus sê, nee, ek het gekom om jou te dien. Om jou te help. Om jou nader aan die Vader te bring. Wat 'n awesome voorbeeld is dit nie vir u en vir my nie. Geen opoffering was vir Jesus te groot nie. Nie eers sy eie lewe nie. Hy was gewillig om sy lewe neer te lê. Jy sien, 'n diensbare hart, 'n servant heart, beteken, ek is bereid om my huweliksmaat se behoeftes en begeertes bo my eie te plaas. Nou praat ek nie net met die manne nie, ek praat met die vroue ook. Dit beteken, ek sal my maat se behoeftes bo my eie plaas. Wat beteken dit? I'm here to serve you. Soos Jesus gedoen het, so doen ek sy voorbeeld. Jy sien, sodra ons Jesus aanvaar het as verlosser en as saligmaker en nader aan hom groei, hom leer ken, so kom ons op 'n plek waar ons natuurlik begin om ons lewens vir hom te lewe en vir hom te dien. So kom jy op 'n plek waar jy nie meer soek om vleeslike goed net te soek nie, maar wat ek doen, wil ek doen om God te verheerlik en ek offer op, want ek is lief vir hom. In die huwelik gaan dit baie oor opoffering. Al die ouers sal weet waarvan ons praat, amen. As die kinders 'n nuwe stel tekkies nodig het en jy het ook, wie kry die tekkies? Die kinders. Hoekom? Want ons offer op, ons is lief vir hulle. Baie sal hulle self te nakom vir hulle kinders. En ek wil vandag vir jou sê, Jesus het gesê, I'm here to serve you. In huwelik, my boeta, my sissa, is ek en jy daar om ons huweliksmaats te bedien. Amen. Dieselfde manier wat Jesus kom dien het, vra hy vir jou en my om te dien. Om te gee, sonder om terug te ontvang. Ek weet, ek mag dalk nou op tone trap, maar ek glo ook die waarheid is die waarheid. In die huwelik moet 'n vrou nie nodig hê om by haar man geld te leen en later hy geld terug te moet betaal nie. And vice versa. In 'n huwelik hoef 'n man nie by sy vrou te leen en sy alles opskryf om dit terug te betaal nie. As ons lewe so kontraktueel is, dan mis ons die doel van eenwording. Christus sê ons is een. Man en vrou, liggaam, siel, nie geld nie, nee, elke area, liggaam, siel en gees.
En baie keer bring ons soveel vloeke en bindinge oor ons lewens, want ons leem by mekaar en skuld mekaar, ons is mos een. En in elk geval sê die woord van die Here, wanneer jy vir iemand leen, gee jy sonder om terug te ontvang. Anders moenie leen nie. Amen, my boeta, my sissa. Nou is dit stil. Nou is dit stil. Dieselfde manier wat Jesus ons kom leer het, om te lewe, so wil ek en jy mos ook lewe. Het hy gesê, ek sterf vir jou, maar jy moet terugbetaal. Ek sê jou sonde vergewe, maar, daar was nie 'n maar nie. Hy het onvoorwaardelik gegee. Maar weet jy wat, omstandighede, dinge in die lewe, seer wat ons deurgaan, teleurstelling maak, dat ons goed te bou om onsself te beskerm, sodat ons nie weer seer kry nie. Dit was dalk eendag op jou lewe, sodat jy dit so gesien het, maar iemand het jou teleurgestel, nou sê jy nee, nou is net ek en myself. As dit ons geval is, moet ons nie trou nie. Want die trou sê, God sê, die man sal sy vaderhuis verlaat, hy sal sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees word. Nie twee nie, een. Wat sê Jesus? Ek het gekom om julle te verenig, een te maak met God die Vader in die huwelik. Amen. Die derde beginsel wat ek graag met u wil deel vanmôre, wat ons by Jesus leer, in sy voorbeeld leer, in die tyd waardeur ons gaan is, laat toe dat God jou lei. Allow God to lead you. In elke keuse, in elke besluit wat ons maak, moet ons toelaat dat God ons lei. In ons besigheid, by die huis, met die kinders, soek God se leiding in die keuses wat ons maak. Jesus het sy liefde vir ons geïllustreer soos God die Vader dit wou hê. En dit was nie maklik nie. Dit het Jesus sy lewe gekos. Dit het Jesus gekos om op een van die ergste, grieste, bo-menslike wyses doodgemaak te word. Wat jy nie eers jou vyand wil doodmaak nie, so het hulle Jesus doodgemaak. En hy het dit gedoen vir jou en my. Maar meer as dit, hy het dit gedoen omdat hy gehoorsaam was aan die Vader se versoek. Hy het gesê, Vader, lei u my. Jy sien daardie aand toe Jesus voor sy kruisiging in die tuin van Getsemane gaan bid, saam met sy disippels, sê die woord vir ons duidelik dat, en ons gaan dit nou lees, dat Jesus het geweet wat gaan kom. En dit het hom liggaamlik, geestelik en fisies so geraak, dat sy sweet in bloed verander het. Dit was so traumaties vir hom, dat hy gesê het, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Dit sê vir my, hy was 100% mens. Want hy het gevoel, hy het gesien wat aankom, hy het daai agony, daai seer wat gaan kom aangevoel, en hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Hy sê, maar nogtans nie my wil nie, u wil. U lei my. Wat is dit anders as om te sê, Here, lei my waar ek moet gaan? Nie my wil nie, maar u wil. U sien, Jesus het God die Vader se wil, ten spyte van sy eie wil, aan ons kom openbaar. Jesus het gesê, laat die beker verbygaan. Hy sê, maar nie my wil nie, laat u wil geskied. In die huwelik, my boetie, my sussie, as dit altyd gaan oor my wil, en my sienswyse, en wat ek wil hê, mag ek dalk God se wil vir my huwelik mis. As almal altyd moet dans en spring om my gelukkig te maak in my verhouding met my kinders, met my vrou, dan mis ek dalk die doel. My gebed moet wees as man, Here, lei my, leer my hoe om hulle lief te hê. As vrou, Here, lei my, leer my hoe om 'n vrou van God te wees in vandag se lewe, vir my man, vir my kinders en vir u. Ons het u leiding nodig. Partykeer bid ons, dan sê ons, Here, lei ons in die weg. En as ons sê amen, dan vat ons weer ons eie weg.
dan doen ons weer wat ons wil doen. Baie keer bid ons en dinge gebeur nie. Dan neem ons die Here kwaadlik. Het jy nie gebid en gesê, Here, laat U wil geskied nie? Dan maak een deur toe, dan forceer ons 'n ander deur oop. Dan bid ons weer, Here, voorsien asseblief ons, dan bly die deure toe. Ja, maar die Here is nie lief vir ons nie, en die Here gee nie om nie, en voel as ek in die ceiling vasbid, en niks gebeur nie. Hey, wat het jy gebid? Pas op wat jy bid. As jy sê, Here, lei ons, gaan hy jou lei. Met ander woorde, as 'n deur moet toe bly, gaan hy toe bly. Dan kan ons hom oop forceer, en dan kry ons wil, en dan raak ons kwaad vir die Here, as dit nie uitwerk nie. Dan vra ons, maar, waar is die Here? Hoekom werk dit nie? Kan dit dalk wees dat ek my eie wil gevolg het? Nie gedoen het wat hy gesê het nie? Jy sien soos Jona, wat het gebeur met Jona? God stuur hom na Ninive toe. Jona wil nie na Ninive toe gaan nie. Hy hou nie van Ninive nie. Ninive was hulle vyande. Ninive het van hulle kom steel, het hulle kom verwoes. Nou sê die Here vir hom, gaan na Ninive toe, gaan waarsku hulle, want ek gaan my oordeel oor hulle uitgiet. Jona sê, hy gaan ander rigting. Daar is hy in die boot en dan gaan hy. Wat gebeur? Op een of ander manier gaan jy teen die Here moet staan en verantwoording doen. Jona bevind hom in die middel van 'n storm en die skip gaan vergaan en hy weet, dis as gevolg van my ongehoorsaamheid. En hy sê vir die ouens, gooi my oorboord. Laat ek eerder maar sterf voordat almal vergaan. Dankie. En wat ek wil sê is, hy moet die Here dank vir die eerste submarine wat daar ontstaan het. Vir die eerste duikboot. Toe Jona oor die wal is, toe hap die walvis hom. Eerste duikboot. En daar gaan hy deur. Weet jy wat gebeur? God is so amazing. Waar spoeg die walvis vir Jona uit? Op die strand van Ninive. Daar waar hy vanaf weghardloop, daar vat die Here hom. Hey, you hide, you try to run, no, papa, come. Jy gaan Ninive toe. Dis waar jy moet gaan. Hoeveel keer ek en jy nie al gehardloop in ons eie weg, in ons eie weë, en as ons vind, dan kom ons maar weer terug. Sou dit nie beter gewees het om van die begin af te luister nie? Om toe te laat dat hy ons lei nie? Ek wil weer sê, Jesus sê, Vader, nie my wil nie, U wil. As ek in die huwelik dit kan aanleer, waar ek eers sê, Vader, U wil vir my huwelik. En tweedens, my maat se belange voor myne stel. Dink U nie God gaan daai poging seën en dit sal net goed gaan met jou nie? Want daar's 'n beginsel van saai en maai. Wat jy in die grond sit, dit gaan jy uithaal in oorvloed. Jy sit 1 mieliepit in en jy kry 1 mieliestronke met pitte terug. Dis hoe God ons seën. Maar ek moet myself verootmoedig. I must humble myself. Say, Lord, it's not about me, it's all about you. Blaai gou saam met my in die Bybel na Matteus 26 toe asseblief. Jesus bevind hom net voor die kruisiging. Matteus 26:36 sê, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroefd en benoud word. Sien julle dit ook? Kyk wat sê hy? Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Wat sê hy? Hy sê, dit wat ek nou gaan ingaan, weet, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Sal julle saam met my bid? Bid saam met my. Vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan,
maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Wat is Jesus se woorde? Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Dit beteken ek is bereid om my belange, wat ek wil hê en wat ek wil sien, te offer, te los, ter wille van U wil. Is it all about me, myself and I en my verhoudinge? Of gaan dit oor my maat ook? Gaan oor hulle belange en hulle liefde ook. Jesus was gehoorsaam tot die dood toe. Tot die dood toe het hy die Vader vertrou. Tot die dood toe het hy gelei. Vir U en vir my. Wat 'n wonderlike voorreg. Ek hoor in die week van 'n verhaal van 'n man en 'n vrou wat baie jare getroud was. En die man is gediagnoseer met een of ander siekte en sy liggaam gaan vreeslik vinnig agteruit. En die dokter gee vir hom, ek dink 3 maande oor om te lewe. En toe hy hierdie berig kry, toe sê sy vrou, wel, ek het nie opgeteken vir dit nie. En toe skei sy hom. Baie jare saam. Die oomblik toe hy die siek berig kry, toe skei sy hom, toe los sy hom. Ek weet nie van U nie, maar dis vir my 'n eina. Want deur goeie tye was ons goed genoeg vir mekaar. Nou dat ek jou nodig het, toe ons daai beloftes voor die preekstoel gesê het en gesê het, deur goeie tye en slegte tye, tot die dood ons skei. Nee, ek het nie opgesign vir dit nie. Vir my getuig dit nie van ware liefde nie. Vir my beteken dit, die verhouding gaan oor my en nie oor jou nie. Dis wat ek kan kry en hoe jy my laat voel. Mag ons leer uit Jesus se voorbeeld. Hy sê, Vader, nie my wil nie, maar U wil. En die laaste punt wat ek vanmôre vinnig met U wil bespreek, wat Jesus vir ons kom openbaar, wat hy met ons kom deel, in hierdie tydperk is vir jou en my, ek glo ook 'n blueprint vir ons lewe vorentoe. Jesus kom en hy deel met ons die volgende en hy sê, moet nooit opgee nie. Moet nooit opgee nie. As ek in Engels kan sê, never give up. Amen. Jesus het sy oë gefokus gehou op die einddoel. Jesus het gefokus op wat hy moet doen en hy het nie opgegee nie. Al het die doel ontsaglike lyding en uiteindelik sy dood gekos, het hy volhard tot die einde toe. Hy kon halfpad opgegee het. Dink gou vir 'n oomblik daaraan, Jesus as God word aanbid deur die engele. En hy het die reg om vir daai engele te sê wat hulle moet doen en dan doen hulle dit. Halfpad kruis toe kon Jesus die engele roep om hom te verlos van daai Romeinse soldate, van daai Jode wat hom gekruisig het, en hy kon hulle almal doodgemaak het, as hy wou. As hy dan die dood ook kan oorwin, dan kon hy enige iets doen. Maar hy het geweet, hy moet sterf. Sy bloed moet vloei, sodat mense gered kan word. En hy het nie opgegee nie. Hy het nie handdoek ingegooi nie. Hy het nie probeer om sy eie lewe te neem nie. Hy het gesê, ek sal aanhou tot die einde toe. Ek sal volhard. Wat 'n voorbeeld is daar nie vir u en vir my vandag, in ons huwelike, in ons verhoudinge, in ons verhouding met God, om nie op te gee nie. Om op te gee is 'n maklike uitkoms. Die duiwel lieg vir jou, as hy sê, dis maklik. Want die eina, die haat, die seer, die ongelukkigheid wat jy nou ervaar, gaan jy vir ewig ervaar, sonder einde. Dink jy dit gaan makliker wees? As dit wat ons nou deurgaan, jou wil dryf om selfmoord te pleeg, hoe dink jy, hoe gaan dit wees vir ewig? En ek is ernstig hieroor, want die vyand lieg vir ons jong mense, lieg vir ons ou mense, lieg vir al die mense. En sê vir hulle, dis maklik om jou lewe te neem. Wat is jou doel hier op aarde? Neem maar jou lewe, gaan maar eerder dood. Dis 'n leuen, my boetie, my sussie. Dis nie 'n maklike uitkoms daai nie.
God sê, moenie opgee nie. Ek sal jou lei. Ek sal jou lei. Ek sal saam met jou wees. My stok en my staf sal jou lei. Al gaan jy deur die dal van doodskaduwee. Al voel dit vir jou, daar's geen uitkoms, daar's geen antwoord nie. Daar is altyd 'n uitkoms en 'n antwoord. Dood is nooit die oplossing nie. Sê saam met my, selfmoord is nie die antwoord nie. Sê saam met my, selfmoord is nie die antwoord nie. Amen. Wanneer die vyand kom met leuns in jou gedagtes, wanneer hy wil hê jy moet jouself bejammer, bestraf hom in Jesus naam en sê, wyk van my Satan, want ek gaan lewe, want my God het gesê ek moet lewe. Hy het vir my lewe en lewe in oorvloed gegee. Dis 'n keuse wat ek en u moet maak. Amen. Moenie handdoek ingooi nie, moenie opgee nie. Ten spyte van wat Jesus deurgegaan het, het hy gebly, hy het volhard tot die einde toe, sodat hy vandag ons bruidegom kan wees, en ons sy bruid kan wees. My boetie, my sussie, dit mag dalk nie maklik wees, wat jy deurgaan in jou huwelik nie. Party huwelike dien die man die Here en die vrou nie, and vice versa. Die vrou dien die Here en die man nie. En baie maal gebeur daar onregverdige dinge wat ons nie van hou nie, en dis nie 'n goddelike verhouding nie, maar om jou lewe te neem, om 'n einde aan jou lewe te maak, is nie 'n antwoord nie. Dis nie 'n oplossing nie. Amen. Amen. Jesus het volhard. Ons sien dit baie maal dat ouers, man en vrou, terwyl die kinders in die huis is, lewe saam met mekaar. Maar dit gebeur ook dat hulle verby mekaar beginne lewe. En hulle lewe so om die kinders en as gevolg van die kinders, dat hulle nie meer 'n verhouding het nie. En dan gaan die kinders uit die huis uit, want dis hoe dit moet wees. En dan bevind pa en ma hulle alleen in die huis. En baie maal dan skei hulle. Want nou is die kinders, die glue wat daar was, nie meer daar nie. As jy jouself in daai plek bevind, Jesus is by magte om nuwe lewe in daai verhouding in te blaas en weer nuwe hoop te gee. Moenie opgee nie. Amen. Daar's hoop. Daar's 'n uitkoms. Jesus is die lewe, die weg en die waarheid. En as jy jou daar bevind, kom gesels met ons, kom dat ons saam met jou bid, kom dat ons God vertrou, kom ons kry 'n plan, iets wat jy kan doen. Kom ons help jou, miskien moet jy jou vrou weer begin date, my boeta. Wanneer laas het jy daai cherry vir 'n date gevat? Nee, ek vat nie die ou vrou op 'n date nie. Dis tyd dat jy 'n bietjie sien vir wie sy was. Jy kan gaan visvang en jy kan gaan golf speel en jy kan saam met die manne doen wat jy wil, maar jy het nie geld om jou vrou te date nie. Kom nou. My sussie, wanneer laas het jy hom so bietjie dankie oom George. Amen. Wanneer laas het jy daai warm water ingetap met 'n kersliggie? Dit kos jou niks, kom nou. Wanneer laas het jy vir hom kokos sonder ertjies gemaak? Weet julle wat, ons is baie keer so in 'n groef, dat goed wat niks kos nie, vir ons onmoontlik voel om te doen. Ons jaag so om die pot aan die kook te hou, die karre, die huis, die kinders se skoolfonds en alles, dat ons by mekaar lewe. Hoekom, boetie, het jy vir haar die deur oopgemaak voor die troue? En toe die ring in haar vinger sit, toe sê van, nou maak jy jou eie deur oop. Wat verander? Wat verander? Ons verander. Wat sê Jesus? Hy sê, moenie verander vir nie goed nie. Ek sal jou lei in die volle waarheid. But don't give up. Don't give up. As Jesus opgegee het, was daar vir ons geen hoop. Okay?
Ek wil by dit sê, God het jou nie gemaak as 'n slaaf en 'n vloerlap om verwoes en vernietig te word nie. Ek sal nooit saamstem met skei nie. Okay? Ek wil hê julle moet dit weet, want God kan herstel en kan genees en hy doen dit vandag nog steeds. Maar party verhoudinge maak mekaar letterlik dood. In plaas om mekaar te help en die mooi uit mekaar uit te haal, maak hulle mekaar dood. En voordat jy liggaamlik doodgaan, as jy mishandel word, want mishandeling is nie van God af nie. Verbal abuse and physical abuse. As jou lewe daaronder lê, en as egbreek plaasvind, dan jy reg. Maar moet nou nie gaan en sê, pastoor sê ek moet skei nie. Alright, hoor wat ek sê in watter konteks. Want al twee moet saamwerk. Al twee moet saamwerk. En in dit wil ek wel vir jou noem, God herstel en genees en maak vry. Amen. Amen. Die woord van die Here leer ons dat Jesus sê, ek sal jou lei in die volle waarheid. Ek sal jou lei. En Jesus sê ook vir ons dat no weapon formed against us shall prosper. Dit beteken daar gaan aanvalle kom. Dit beteken daar gaan seisoene wees waar yster skuur en slyp. Maar as ons Jesus die middelpunt van ons lewe maak, en ons het onvoorwaardelike liefde, en ons soek dit om op sy wy te lewe, dan sal alles ten goeie meewerk. Ek verstaan dis moeilik as 'n huwelik begin het buite Jesus. Want baie keer word huwelike gebou buite God, in 'n wêreldse stelsel en struktuur, en ons het nie God gedien nie, maar nou dat ons God dien, sê die Here, ek is genadig met jou, my genade is vir jou genoeg, ek sal jou lei, ek sal jou leer, maar jy moet toelaat dat hy ons leer. Ek sluit af vanmôre met Openbaring hoofstuk 19. Openbaring 19 vanaf vers 6. Wie van u kan vanmôre saam met my stem, ek is bruid van Christus. Dit beteken ek is 'n kind van God. Dankie Roland vir jou hand en Pieter, maar wie is die ander dan? Wie is julle? Amen. Wie is die bruid van Christus? Kom, ons is nie skaam om te sê ons is bruid nie. Het jy al ooit 'n skaam bruid gesien? As hy uitstap daar na die preekstoel toe, dan loop sy so dat niemand haar sien nie. Nee, sy het haarself skoon gemaak, sy het 'n rein rok aan, haar naels is blink, haar hare stink, ek bedoel is gedoen, alles is reg. Daai haarspray stink partykeer. Alright. Sy kom, sy's reg vir die troue. Amen. Hoor wat sê hy, vir die bruid van Christus, vir die kind van God. Hoor wat gaan gebeur. Sê saam met my, ek is op pad. Vers 6 sê, en ek het iets gehoor, soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van die sterk donderslag wat sê, Halleluja. Hy sê, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Het haar gereed gemaak. Hy sê, laat ons bly wees, want die bruilof van die lam het gekom. Wie gaan in daai bruilof deel hê? Dis ek en jy as bruid, saam met die bruidegom. Dis waar ons saam met Jesus gaan wees, vir altyd. Dit wat ons opgeoffer het, dit wat ons geoffer het, dit wat ons gedoen het vir die Here, terwille van sy werk, terwille van sy koninkryk, terwille van my verhouding met hom, daai hele bruilof gaan plaasvind, as 'n vreugdevolle, jeugdevolle ding. Maar ek wil vanmôre vir jou 'n ding vra. Hierdie deel sê, hy sê, want die bruid het haar gereed gemaak. Hoe lyk jou bruidskleed vanmôre? Hoe lyk jou kleed waarin jy geklee is? Is dit skoon en rein? Is jou kleed reg vir die bruilof wat gaan plaasvind?
Ons het vandag jong mense hier, jong mense, ek wil nie sê kinders nie, hulle is jong mense. Ons het ou mense daar agter by Johan. Ons het alle ouderdomme hier en elkeen van ons gaan voor Jesus staan met die wit troon oordeelsdag. En elkeen van ons gaan moet 'n besluit maak, waarheen gaan ons? Ek kan nie sê omdat my ma die Here gedien het, gaan ek hom dien nie. Ek kan nie sê ek het sonnaarskool toe gegaan, pastoor. Jesus vra, is jou kleed reg? Jy sien klein kindertjies soos Boeta en Sissie wat hier voor is. Hulle kan nie kies nie. Hulle ken nie die verskil tussen reg en verkeerd nie. Maar die oomblik wanneer jou brein kan onderskei tussen reg en verkeerd, moet jy 'n keuse maak. Lewe ek vir God? Lewe ek vir myself? En onthou wat ek nou gesê het, God stuur nie hel toe nie. Die hel is geskape vir die Satan en vir sy demone. Jesus sê, kies die lewe. So as ek die dood kies, deur die manier wat ek lewe, wat ek doen, dan is dit wat ek gaan kry. Hoe lyk ons kleed vanmôre? Nie lang terug nie, toe sit ons met 2 troues in die kerk. Julle sit nogal agter mekaar, die 2 paartjies wat getrou het. En die ouens was nie te bad, hulle het nie te bad gelyk nie, maar die bruide was mooi. Skoon aangetrek. Nie een van hulle het met tekkies getrou nie. Hulle wou nie weghardloop nie, hulle wou daar wees. Regtig, hulle wou daar wees. Hoekom? Want hulle het hulle self voorberei, gereed gemaak vir die groot dag. As daai bassein vandag moet blaas, Annelie, en Jesus ons kom haal, gaan ons gereed wees. Is ons kleed skoon? Jesus, die paasofferlam, wat geslag was vir ons, het vir ons gesterf, sodat ons lewe en oorvloed kan hê. Vers 8 sê, en aan haar is gegee, om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Hy sê, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woord van God. Daar's nog geleentheid, daar's nog tyd. Gebruik die geleentheid, terwyl daar tyd is. Amen. Kom ons sluit ons oë. In afsluiting van môre, laat my toe om net weer te herhaal, hoe lyk jou bruidskleed vandag? Is jy gereed? Maak nie saak hoe jonk of hoe oud jy is nie. Is jy gereed as Jesus ons kom haal? As jy vanmôre vir my sê, Eben, ek is nie seker nie. Ek is nie reg nie. En ek moet regmaak. Staan gou vinnig op in jou plek. Ek wil saam met jou bid. Bid saam met my, sê Vader, in die naam van Jesus, bely ek vandag dat U God is en dat daar geen ander buiten U is. Here, ek is onseker. Is ek reg met U of nie? Ek vra vandag dat U my genadig sal wees. Vergewe my van elke sonde en elke ongeregtigheid. Was my skoon met U kosbare bloed. En skryf vandag weer opnuut my naam in die boek van die lewe. U woord sê, as ek glo in Jesus Christus, my verlosser
en my saligmaker, en ek het berou oor my sonde, sal U my vergewe. Ek is jammer. Vir 'n oomblik daar waar jy staan, praat net met die Here en dan sê Here, vergewe my. Waarvoor moet hy jou vergewe? Waarvoor moet hy jou vrymaak? Hy sê dit wat jy met jou mond bely, so sal dit wees. Vra hom nou daar waar jy staan. Here, vergewe my. Vergewe my vir my sonde. Vergewe my vir verslawings wat ek in U plek geplaas het. Vergewe my dat my kleed vuil is, wat ook al in jou hartjie is, deel dit met die Here vir 'n oomblik.